Ek het besef, ek Psalm 137, ek deel dit hier agter. Is so die waarheid wat sê, ons is geweef in die moederskoot. Ek wil vir die evolusie uitdaag, dat hulle my kan kom sê, hoe is dit moontlik? Halleluja. God is in control, is dit nie so nie. Amen, kom ons staan saam. Nou, terwyl ons die naam van die Here gaan groot maak, halleluja. Die woord van die Here leer vir ons Psalm 103. 103 sê die psalmdigter en skryf, hy sê, loof die Here o my siel en vergeet geen van sy weldade nie. Hy sê verder, loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, loof sy heilige naam. Amen. Gaan ons dit vanmôre doen? Amen. Ons het nie 'n band nodig nie. Hier staan die band voor ons almal. Is ek reg so? Sê vir jou buurman, welkom in die band. Amen. Halleluja. Kom ons sing saam. Praise
jy dit glo, gee die Here 'n lofoffer vanmôre. Halleluja. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your word. It's your word. Oh, how glorious are you, Lord. It's your vow. It was your cross that saved me and rescued me. Just the moment there set me free. Let's give God glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, that saved me and rescued me. Just the moment there set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, oh how beautiful are you, Lord. It's your word. It's your word. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, that saved me and rescued me. Just a moment there set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Halleluja, halleluja. Kan ons sien dit vanmôre net so vir 'n oomblik sê. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Loof die Here. God is in control. Is dit so nie? Al die eer kom Here toe vanmôre.
Ek weet nie van jou nie, maar ek staan in oorwinning vanmôre. Is hier nog mense wat in oorwinning staan vanmôre? Halleluja. Ek sien in my gees die glorie en die aandag van die Heer, die Allerhoogste, in liefde op sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Kom ons loof hom. Prys hom, halleluja.
prys hom, halleluja, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja, want sy woord sal ewig staan. Loof en prys sy naam. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja, want sy woord sal ewig staan. Halleluja. Dankie Here. Weet jy van jou nie? Maar partykeer kom mense op baie plek waar jou halleluja's min is. Partykeer kom jy op baie plek waar jy weet sommer dat die lied wat jy nou sing, man, dit vat alles in jou vermoë om met halleluja uit te kry. Miskien was jy nog nie daar nie, maar die pastoor kan vir jou vanaand vanmôre getuig. Maar daar is geen ander lied mooier om te sê halleluja. Loof sy naam nie. So al is dit al wat jy vanmôre het, is net 'n halleluja. Gee dit vanmôre vir die Here. Al het jy net 'n halleluja oor. Al is dit net 'n halleluja wat jy oor het vanmôre. Gee dit vir hom. So I throw up my hands, I praise you again and again. It's all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've got nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands, I praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've got nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do, but every song I sing, and you never do. So I throw up my hands. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've got nothing else fit for a king,
I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. So that I have is a except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands, and I throw up my hands and praise you again and again. So that I have is nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands, all the voices sing, and I throw up my hands, praise you again and again. All that I have is hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've got nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. Miskien is dit al wat jy oor het vanmôre. Halleluja. Ons beste hallelujah.
Al die vrouens sing saam. Halleluja. Al die manne sing saam. Laaste keer, almal sing saam. Halleluja, kom ek wil jou vanmôre vra. Terwyl ons gesluit is, kom ons bring net so 'n bietjie vir 'n oomblik vanmôre. Hulde en eer aan die koning van die konings. Daar is niemand soos die Here. Daar is niemand soos hy. Hy is die koning van die konings. Die Here van die leerskare, daar is niemand soos hy. Hy word genoem wonderbaar sterke God, ewige Vader, vredevors. Daar is niemand soos hy, halleluja. Al gaan ek ook in die verskillende rigtings in, noorde, die ooste, die suide, die weste, sal ek steeds terugkom en vind, dat daar is niemand soos ons koning nie, halleluja. Ek wil vanmôre sê, lift up your heads, O you gates, let the King of glory come in, come in, come in. Daar is niemand soos hy, halleluja. Niemand soos ons koning nie. En daarvoor eer ons die Here, halleluja. As jy dit glo, gee die Here 'n lofoffer terwyl ons sitplekke neem vanmôre. Dankie, halleluja. Halleluja. Het is so lekker om elkeen in die huis van die Here te sien vanmôre. En dankie dat jy die tyd maak, die tyd uitkoop om hier te kan wees. Het is regtig so lekker om elkeen te sien. En
as die familie by mekaar kom, is dit altyd is lekker, né? Dis net wanneer die kerk van die Here by mekaar kom. As jy nie nou met my oor die weg kom, jy weet nie wat gaan jy in die hemel maak nie. Vandag gaan ons vir ewig met mekaar wees. Mag die Here gee, die wat mekaar so 'n bietjie skaaf en skuur, mag hulle bure in die hemel wees. Ek dink dit daaroor. En dat jy vir ewig langs jou buurman gaan bly. Jy moet jou bietjie skaaf en skuur. Is dit nie so nie? Halleluja. Loof die Here. Ons volgende week begin ons met die tema die tabernakel. Ons gaan die tabernakel in diepte bespreek en in diepte doen. En ons gaan hom probeer opslaan so ver as wat ek kan hier voor. So moenie dit mis nie. Net so voordat ons na Paasfees toe gaan, dis die oploop na Paasfees toe. So ons gaan in diepte kyk na die tabernakel. En die rol wat Jesus gespeel het, is ver groter as wat ons ooit kon dink en besef. Die tabernakel is 'n kopie van Jesus Christus en die werk wat hy kom doen het. Amen? So ons gaan in diepte dit behandel en moenie mis die Paasfees vir die wat hier weggaan nie. Paasfees is 'n fees. So Paasfees gaan ons konferensie hou. Noem dit 'n konferensie. Ons gaan die Vrydagoggenddiens hê, die Vrydagaanddiens, die Saterdagaanddiens, die Sondagmorgendiens. Ons gaan dienste hou. Oei, lyk opgewonde. Ek is so bly. Jou opgewondenheid loop oor vanmôre. Halleluja. So ons is excited en ons gaan 'n geseënde tyd in die Here hê. Daar's spesiale predikers wat ook kom. Ons sal seker hierdie week die advertensietjie uitstuur. En nooi mense, nooi iemand. Ons is nie hierdie jaar saam met ander gemeentes nie. Ons is hier by onsself. Die ander gemeentes ook nie hulle en daai manne gaan hierdie jaar hulle eie dienste hou. Alhoewel hulle ons die Saterdag aand gaan kom join van die gemeentes, al die ander aande. En ons gaan 'n geseënde tyd in die Here hê. Amen. Wie sien uit op Paasfees? Kan ek dit vanmôre sê weer eens, Paasfees gaan nie oor 'n paaseier nie. Of 'n haas nie. Al betrokkenheid wat ons by die paashaas het. Ons eet die paaseiers op na Paasfees. Want dan sal op die special tafel. Dan kry jy vir R5. Wie weet waarvan ek praat? Amen. So ek wag vir daai specials. Ek sien nou die Kersvaders, hulle het gewaai nou, daai wat hulle is vir R5 gewees op die tafel, so dan eet ons vir hulle op. Amen, dat niemand hulle sien nie, hulle moet opgeëet word. Okay, maar dis 'n preek vir 'n ander dag. Halleluja, kom blaai saam met my asseblief na 2 Samuel toe. 2 Samuel 6, ons gaan na 2 Samuel 6 toe vanmôre, waarby ons gaan saam lees. 2 Samuel 6, moenie huis toe gaan vanmôre nie, na die tyd soos elke oggenddiens, aanddiens, is daar koffie beskikbaar, na diens, so jy kan koffie kom drink na die tyd, vanaand ook, ons het die lekkerste percolators gekoop vir ons kerk. Wie ruik die koffie? Ou Mandy het gesê, sy is so dankbaar vir daai sterk koffie, so lekkerste koppie koffie voor 'n middagslaapie. En weet jy as die lekkerste van alles, dis verniet. Halleluja. 2 Samuel 6, gaan ons saam lees vanmôre. Hier is 'n gebeurtenis wat ons nog gaan kyk en ons gaan in die tyd wat kom in diepte kyk na die tabernakel en ook die ark. Terwyl ek so 'n bietjie studiemateriaal bymekaar kry en studiemateriaal bymekaar sit, besef ek weer eens opnuut en ek dink ons besef altyd die groot werk op die kruis nie. Dit wat die ark van die Here, the Ark of the Covenant en die mercy seat, die versoendeksel, die rol wat hierdie versoendeksel kom speel het. So wanneer Vader nou na ons kyk, is die prentjie heeltemal anderste. Maar dit kom in die tyd wat kom, is 'n lusmakertjie vir dit wat kom. In detail sal ons daarna kyk. Ons is vanmôre in 2 Samuel. Daarna het Dawid weer al die uitgesoektes in Israel 30,000 versamel. En Dawid het hom klaar gemaak en met al die mense opgetrek wat by hom was van Baal Juda, om die ark van God, waaroor die naam uitgeroep is, die naam van die Here van die leerskare, wat op die gerubstroon daarvandaan te gaan haal. En hulle die ark van God op 'n nuwe wa vervoer
en dit uit die huis van Abinadab, wat op die heuwel is gebring, terwyl Ussa en Ahio, die seuns van Abinadab, die waardrywe. Hoor wat sê die Engels? So they set the ark of God on a new cart. Splinter nuwe wa. It's brand spanking new. And brought it out of the house of Abinadab. Met die ark, vers 4, met die ark van God het Ahio voor die ark geloop. En Dawid en die hele huis van Israel het voor die aangesig van die Here gespeel, met allerhande instrumente, met siprushout, naamlik met siters en harpe, en tamboeryne, en bekkens, en cymbale. Nou luister gou mooi, hier was praise and worship aan die gang. Voor die ark, hulle het geraas gemaak, musiek gemaak, hulle tamboeryne, man, dit was 'n groot praise and worship. En die ark word vervoer op 'n splinter nuwe kaart, of 'n nuwe wa, word dit vervoer. Vooruit, sien jy die prent saam met my, is 'n tamboeryne, en dis 'n gejubel, en is lekker, en hulle dans, en 'n skoordans voor die ark, want die ark is op pad terug na Israel. En toe hulle by die dorsvloer van Nagon kom, het Ussa sy hand uitgesteek na die ark van God, en het vasgehou, want die osse het gestruikel. Daarop het die toorn van die Here teen Ussa ontvlam, en God het hom daar getref oor die vergryp, sodat hy daar by die ark van God gesterf het. En Dawid het ontroerd geword, omdat die Here 'n skeur aan Ussa geskeur het. Daarom het hy daar die plek genoem Peres Ussa, tot vandag toe. En Dawid het daardie dag vir die Here bevrees geword en gesê, hoe kan die ark van die Here na my kom? Kan ek net dit sê, dit druk op my hart. Ek wens die mense wil weer die vrees van die Here terug in hulle hart te kry. Deur te besef, ons is 'n tempel van die Heilige Gees. En die teenwoordigheid van die Here bly nou waar. Daarop bou Dawid nie die ark van die Here by hom in die stad van Dawid laat inkom nie. Maar Dawid het aan die seuns van Obed-Edom die getiet laat wegdraai. En die ark van die Here 3 maande lank in die huis van Obed-Edom die getiet gebly. En die Here het Obed-Edom en sy hele huis geseën. Hey, hulle het wat met Obed-Edom, wat het gebeur? Hulle het sy huis geseën. En toe aan die koning Dawid meegedeel is, die Here het die huis van Obed-Edom en alles wat aan hom behoort geseën ter wille van die ark van God. Hy het Dawid gegaan en die ark van God met vreugde uit die huis van Obed-Edom na die stad van Dawid gebring. En toe die draers van die ark van die Here 6 tree geloop het, het hy 'n bees en 'n vetgemaakte kalf geoffer. Daarby het Dawid met alle mag gedans voor die aangesig van die Here, en Dawid was omgord met 'n linde skouerkleed. So het Dawid en die hele huis van Israel dan die ark van die Here met gejuig en basuingeklank gaan haal. Toe die ark van die Here die stad van Dawid aankom, kyk Michal, die dogter van Saul, juist deur die venster en sien koning Dawid huppel en dans voor die aangesig van die Here, en sy het hom in haar hart verag. Nadat hulle dan die ark van die Here ingebring het en dit op sy plek neergesit het binne in die tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het, het Dawid brandoffers en dankoffers gebring voor die aangesig van die Here. Die ark, dit so, ons gaan net tot sover. Jy kan al hele gedeelte gelees, as 'n bietjie meer konteks as jy hom verder lees, maar ek wil dit môre net tot daarso lees. Die ark, the covenant, die verbondsark, het 'n groot rol gespeel, en ek wil nie in detail vanmôre in dit ingaan nie, omdat ons in die tyd wat kom het gaan behandel. Maar binne in hierdie ark het die teenwoordigheid, die heerlikheid van God verteenwoordig. Nou die wat sal kan onthou, het hulle in die tyd van Exodus, en Moses se tyd, was die ark daar gewees in die tent van samekoms en in die tabernakels waar die Here dit vir Moses gesê het, hoe presies dit moes wees. Kan ek dit weer sê, God het gesê, dit moes presies wees. Want ons is 'n presiese God. Uitgesit hoe, wat, waar, hoe die Here dit wou hê, nie hoe die mens dit wou hê nie. God het 'n patroon gehad. God het 'n gedagte en 'n patroon gehad hoe dit moes wees.
Binne in hierdie verbondsark, die ark was onder die versoendeksel, en ons gaan dit in detail behandel, was daar 3 items wat daarin was. Binne in hierdie ark was daar die manna, wat die voorsiening van die Here verteenwoordig. Daar was die kliptafels gewees, wat die wet verteenwoordig, en daar was ook die staf van Aaron, wat gebod het, wat die autoriteit van God verteenwoordig. Hierdie dingetjies sal ons in detail behandel, ek wil dit nie vanmôre daaroor praat nie, maar daai 3 dinge is gebore uit failures van Israel. Toe hulle gemurmureer het, toe hulle teen die autoriteit geskop het, die wet het van Moses, toe hulle nie geluister het nie, dit is alles uit failures gewees. Maar kyk hier, dis alles onder die versoendeksel, waar die bloed van Jesus verteenwoordig en die bloed van stiere en ramme opgekom het, en nou sien God die Vader nie meer dit wat die failures is van die mense binne nie, maar hy kyk nou deur die bloed. Kan ek hierdie vir jou leer, daar's iets wat die Here, ons God die Vader, nie deur kan kyk nie. Dis die bloed van Jesus. Kan ek dit weer sê? God die Vader kan nie deur die bloed sien nie. Hy sien net die bloed raak. Die failures onder die versoendeksel kan hy nie raak sien nie, want dit is onder die bloed. Dit wat onder die bloed is, kan niemand gaan uithaal nie. Toe die ark by die Filistyne was, ek dink of een of ander volk was, het hulle net gekyk, en ons gaan kyk in die toekoms wat daarna, toe hulle gaan kyk het wat in die ark is, het die Here 50,000 doodgeslaan, want hulle het gaan kyk wat is onder die bloed. Wat onder die bloed is onder die bloed. Wees dankbaar vir dit. Dit wat onder die bloed is onder die bloed. Maar die ark van die Here was weggevoer, en die Eli se seuns, man, hulle was goddelooslike seuns, en Eli was net so 'n paar hoofstukke voor die tyd, die Filistyne die ark gevat, en die Filistyne het die oorlog gewen, die ark is weg, die heerlikheid van God is weg, dis gesteel, dis nie meer in die teenwoordigheid van Israel nie, en toe die boodskap oorkom, toe het Eli se skoondogter in kraam gaan, sy 2 seuns het doodgeval, wat in die oorlog gesterf, Eli het agteroor geval, sy nek gebreek, dit was so groot skok vir die skoondogter, een van die seuns van Eli, dat sy het in kraam gegaan, en sy het die kind gekraam, en die kind genoem Ikabod, wat beteken die heerlikheid van die Here is weg. Man, die Ikabod, weet jy, Ikabod is 'n lelike plek om te wees, by te wees. En as jou kind noem Ikabod, did you think about that? Die heerlikheid, elke keer as hulle jou sien, die heerlikheid van die Here is weg. Ikabod wat beteken is verby, dis klaar. Daar is niks meer nie. Die ark was oor die 20 jaar nie in Israel nie. Oor die 20 jaar was dit gewees by die Filistyne. Oor die 20 jaar was dit nie in die besit van Saul nie. Koning Saul het geheers sonder die heerlikheid van God in sy midde. Hy het die leierskap gehad, maar nie die heerlikheid van God by hom nie. Saul het geheers, maar die heerlikheid was nie daar nie. Dawid besluit, die ark van God moet terugkom in Israel. En toe die ark van God gaan haal het in Israel, dink gou hieroor, Dawid was 'n krygsman, maar hy het gesê, ek kan nie 'n krygsman wees sonder die heerlikheid van God nie. Dawid was 'n koning, en hy het gesê, ek kan nie die koning wees van wat die Here verwag, sonder die heerlikheid van God in ons midde nie. Dawid was hierdie man gewees wat prys en hoes, hy het posisie gehad, maar hy het gesê, ek wil nie posisie hê, sonder die heerlikheid van God in my midde nie. So hier, Saul het nie omgegee nie, hy het nie geworry nie, hy het sonder die teenwoordigheid gegaan, en hy het posisie, was alles in sy lewe, en hy het besluit, ek gaan nie die ark terugbring nie, maar Dawid het 'n anderste uitkyk gehad, en hy het gesê, ek wil graag. Dawid het reëse verslaan, maar steeds wou hy die heerlikheid van God in sy midde hê. En die ark, vir 20 jaar was dit nie daar gewees nie.
En Dawid besluit, hulle moet die ark gaan haal. Die ark moet kom, die heerlikheid van die Here moet terugkom in Israel. En toe hulle die ark gaan haal, maak hulle 'n nuwe wa, om die heerlikheid van God terug te bring in hulle midde. Dink hieroor. Hulle maak 'n splinter nuwe wa, om die heerlikheid van God op te sit. Goeie intensies. Good intentions. Die ark mag nie op 'n ou vrot wa wees nie. Dit moet 'n nuwe wa wees. Die beeste moet die van die beste beeste wees wat hierdie ark gaan trek. En hulle gaan hierdie ark bring. En terwyl hulle hierdie ark bring, gebeur iets. Maar hier is my hart vanmôre as ek so 'n oomblik kan stil staan by 'n nuwe wa. Dit maak nie saak of daar nuwe dinge is. Kan ek dit sê vanmôre? Pas op vir elke nuwe wa wat verkondig die heerlikheid van die Here is in hulle midde. Pas op vir 'n nuwe wa, wat elke nuwe wa wat op sosiale media versprei word. Elke profeet en almal vlok na profete toe deesdae. Wat die profeet sê, maar hulle is nie bereid om die woord oop te maak om te hoor wat God sê nie. Het jy gehoor, daar is 'n nuwe wa hier, en almal voeter na 'n nuwe wa toe, want die heerlikheid van die Here is nou daar. Die heerlikheid van die Here, hier gebeur dinge, maar hulle is nie bereid om in hulle eie midde bietjie tyd by die Here te spandeer, laat God self vir jou kan sê wat die woord van die Here sê. Pas op vir elke nuwe wa op social media. Kan ek dit vanmôre hard en duidelik sê? Nie elke nuwe wa wat die heerlikheid van die Here, nie elke kerk is kerk nie. Pastoor? Ja. Nie elke kerk op buitekant is gesonde kos vir 'n kind van God nie. Nie elke nuwe wa, nuwe beweging, nuwe kan ek dit vanmôre sê? Kan ek dit gevoel ek wil my notas net sit. Ek wil net iets spreek vanmôre. Wat Suid-Afrika nodig het, as ek nou polities kan praat, is nie nog 'n uitspraak van Donald Trump nie. Wat Suid-Afrika nodig het, is nie nog 'n nuwe beweging waar wit en swart bymekaar gaan kom nie. Wat Suid-Afrika nodig het, is die uitstorting van die Heilige Gees wat in ons kerke en ons midde is. Dan maak kleur nie meer saak nie, halleluja. Dan maak dinge nie so ons. We need a revival from the Holy Spirit. Ons het nie nodig om weg te hardloop in 'n ander plekke en of bekommerd te raak. Yes, dinge is deurmekaar. Daar is nuwe wa's en almal gaan nou na die nuwe wa toe gaan en almal wil aan Amerika gaan bly en Amerika toe hardloop. Don't get me wrong. Yes, things are tough. But when we have Jesus in our midst, die Heilige Gees, hoef ons nêrens heen te gaan nie, because he's the provider. Hallelujah. So ons hardloop elke keer na nuwe wa toe. Mense hardloop na nuwe wa's toe. En hier is die probleem. Dawid volg die patroon van die Filistyne. Hy volg die patroon van hoe die Filistyne die ark vervoer het. Maar dit was nooit God se patroon hoe die ark vervoer moes word nie. Dit is baie maklik om ander patrone aan te kry en 'n nuwe program aan te bied en 'n nuwe ding te doen en 'n nuwe die en 'n nuwe daai, maar God het 'n patroon in die Bybel. Daar's 'n patroon uitgesit wat een ek kan volg. The church is looking for better methods. God is looking for better men, sê E.M. Bounds. En terwyl hulle die ark vervoer, die ark is op die wa, alles gaan goed, dis hierdie oud wa, en daar gaan hy, is Ussa daar. En Ussa stap langs die ark. En terwyl die ark 'n pothol slaan, die wa struikel. Wie beleef dit in Potch heiliglik? Kan ek jou sê, wil nie Klerksdorp toe ry nie, dis erger daar. En terwyl die wa struikel, het Ussa geskrik. Sy eerste reaksie is, hierdie ark gaan omval. En hy keer. En toe hy sy hand aan die ark slaan, toe sê, die Afrikaans is my so mooi, toe skeer die Here 'n skeer in Ussa. Met ander woorde, hy slaan hom net daar en dan mors dood. Val hy neer, imagine die slag wat het moes wees, toe die Here daai skeer kom, en hy sy hand raak, wat God is heilig.
Petrus skryf en sê, wees heilig, want ek is heilig. Sê die woord van die Here nie so nie? En hy probeer keer, 'n goeie ding doen. Hy probeer sy hande slaan aan hierdie goeie ding, halleluja. En hier is Ussa mors doodgeslaan, en hier val hy neer. Dawid skrik so groot, en hy is in sy hart, as hy besorg, en hy dink, Here, hoekom het jy vir klein Ussa doodgemaak? Why? En hy sê, hierdie ark kan nie na Israel toe oorkom nie. Hierdie ark waar gaan ons met hierdie ark heen? Die patroon is hier verkeerd. Something is wrong. Ons het 'n nuwe wa gehad. Ons het gepraise en worship voor die ark. Die dinge was reg. Die patroon was daar, maar dit was nie God nie. Dit het alles goed gelyk, but it was not God. Hoor gou mooi, sê vir jou buurman, nie alles wat goed is God nie. So hier is hulle besig. Dans voor die Here. En hier is Ussa besig en hy struikel en hy keer. En hier is 'n slag wat geslat word. En Ussa val net aan mors dood neer. En Dawid stop hierdie hele besigheid net so. En hy sê, wow, hierdie ark kan nie by my kom bly nie. Daar's dinge verkeerd. En hulle vat hierdie ark na die huis van Obed-Edom. Obed-Edom, na sy huis toe. Luister mooi, hy was nie 'n Lewiet nie, hy was nie 'n Israeliet nie, hy was 'n Getiet gewees. Hy het geen reg of aanspraak gehad op die ark van God nie. Niks. Maar hulle gaan vat en hy sê, ek sal dit vat. Ek soek die heerlikheid van God by my. Bring vir my hierso. Bring vir my die ark. Bring. En ek dink by myself, Obed-Edom, hy moes seker spasie gemaak het. Hy het vooruit gestap en sy vrou toe gesê, hey, daai vistank, vat weg. Die ark moet daarin. Die ark moet daarin skuif. Dis waar die ark hoort nou. Skuif julle ander goedjies weg en julle dingetjies in. Skuif al daai goed weg. Ons maak plek. Luister mooi. Ons maak plek vir die heerlikheid van die Here om in my huis in te kom. Ons maak plek vir God in my huis. I make room for God now. Skuif weg al die ander goedjies. Ek wonder, ek gaan nou hardloop vooruit. Kom bietjie terug. En hulle slaan 'n pothol, en toe hulle pothol slaan, en hier het ek op my hart gedink, net voordat dinge in plek val, ek dink Dawid, net voordat dinge in plek begin val, en hy besef, ek het die troon, al wat ons nou kort is, die ark van die Here moet terugkom in ons midde, want dis waar dit hoort, en net toe Dawid dink, alles val in plek, slaan hy 'n pothol. Wie het dit al so beleef? Dat net as jy dink dinge is besig om in plek te val, dan kry jy 'n pothol. Wie het al 'n pothol geslat? As jy dink, hey man, ek is besig om dit te wen, slat jy 'n pothol. En hierdie week wat verby is, kom ek laat die aand van Klerksdorp alleen terug, en oupa is bietjie moeg, want oupa's raak moeg mos, né? En ek moet by die huis kom solo. En ek besluit, ons mos nou nie meer verder kameras nie, ek die kameras verby, en ek ry. En net voor die kameras kom in Stilfontein, net Klerksdorp se pad loop oor, ander Here sê, hy water, dit lyk of daar 'n rivier oor en ek sien daai ding te laat, en ek is daar oor. Maar ek hou vas. Ek het nie gesing, Jesus take the wheel nie, I took the wheel. Ek is daar deur. Genadiglik, die Here se hand was oor my en nothing happened. Maar ek besef dat, en ons is 'n pothol, net aan die linkerkant, 'n groot pothol, en ek het vergeet van hierdie pothol. Net as jy dink alles in jou lewe loop reg en glad, dan kom dinge jou pad langs. Net voordat jy dink jy is besig om te loop in die weg wat die Here wil hê jy moet loop, wat sou anders te verkeerd gaan? Ons is besig om die heerlikheid van God terug te bring. Kan ek gou hierdie vanmôre sê? En Ussa het gestruikel. Soms wanneer ons struikel, openbaar God om die beste in die struikel. Kan ek dit weer sê? God openbaar om die beste in die mense struikel. Hoe gaan ek anders te weet?
God is die groot geneesheer as ek nooit deur siekte gaan nie? Hoe gaan ek weet die Here is die voorsiener as my koskaste nooit leeg was nie? Hoe gaan ek anders te weet dat die Here is die weg, die waarheid en die lewe as ek nog nooit verdwaal het in die lewe nie? Hoe gaan ek weet die Here is die trooster, die Heilige Gees as ek nog nooit hartseer in my lewe beleef het nie? So ons dink baie keer dat hoe gaan ek anders te weet as die Here is my sterk toring as ek nog nooit gehardloop het na die naam van die Here nie? So nie elke pothol, en ons wil die duiwel al die skuld gee vir alles. Ons wil hom blameer, en ek dink soms sê hy voor die Here, en ek dink die prentjie is Quintus, en hy sê, maar dit was nie as ek nie. En ons wil hom die skuld gee. God was betrokke hier. Die Here was hier betrokke. Hulle kom by die dorsvloer van Nagon. Dis waar die ark gestruik, of die wa gestruikel het, en die pothol geslaan het. Dis daar waar Oesan dood is, by die dorsvloer van Nagon. En Nagon beteken iets, en hier het in my hart geval. Nagon het 'n betekenis. 'n Dorsvloer is 'n plek waar hulle die koring of die oes, die harvest uitgooi. Dan is daar beeste of mense en dan slaan hulle die koring en die oes word geslaan en die oes word opgetrap en die oes word verwerk tussen die klippe deur en hulle loop in die ronde deur. By hierdie dorsvloer dis waar die koring en die kaf van mekaar geskei word. En Nagon beteken die volgende: it is a place where things are set in order, prepared. By die plek Nagon, waar dinge in plek gesit moet word, waar dinge voorberei moet word, daar tree die Here in en sê, luister tot hier toe, nie verder nie. Want die patroon is verkeerd. God het nooit gesê dat die wa of die ark moet op 'n nuwe wa gebring word nie. Die ark van die Here is veronderstel om deur die Lewiete te dra te word op hulle skouers. Ons is nie gemaak om die teenwoordigheid van die Here op 'n nuwe wa te sit nie, but the glory of God is supposed to be on men's shoulders. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. By Nagon, a place of preparation, a place where things are set into place, sê die Here tot hier toe, want alles is goed. Dit was tot hier toe nog God gewees. Hy het vir Oesa doodgeslaan, net omdat hy gekeer het hierso. Maar die Here sê tot op hierdie dorsvloer en nie verder nie. En soms bring die Here ons, as die kinders van die Here, ons dink al is smooth sailing, ons loop reg, alles is reg, en dan kom maar 'n pothol in ons lewe. En ons dink dis Satan dat ek nou weer bestraf het. Die duiwel, die Here sê tot hier toe, wow, I need to prepare you. I need to set things in place. Ek moet dinge by jou kom verander. Want 'n dorsvloer is waar die koring en die kaf van mekaar geskei word. En nie almal wil by die dorsvloer opeindig nie. Want die dorsvloer is nie 'n lekker plek om te wees nie. Want die dorsvloer is waar die Here die oes werk. Is waar die Here deur die oes gaan. Is daar waar die Here dinge in plek te begin sit. You to prepare you. Die koring word van die kaf geskei. Die dorsvloer. Dit gaan deur stampe en deur stote, deur werk, en daar is 'n crushing wat gebeur. Hulle gebruik, daar's 'n voorbeeld. Gebruik hulle die beeste om deur daai koring te trap. En dit is net kaf en koring as jy daarna kyk. Maar wanneer hulle kom na die volgende punt toe, is waar hulle daai oes vat. En hulle gooi dit in die lug. En dan kom die wind en hy waai die kaf weg. En die oes bly oor. Dis weer, gooi dit in die lug, die wind vat die kaf weg, die oes val op die grond. Dis 'n proses waardeur ons moet gaan. Ek dank die Here as ek nou terugkyk in my lewe, dat die Here my by 'n dorsvloer al gebring het, waarby hy die koring van die kaf in my lewe geskei het.
Dis wat die Here doen. Jy dink is die duiwel wat besig is in jou lewe. Come on. God is busy in your life. God is besig om dinge te prepare. God is besig om dinge in plek te sit in jou lewe. Moenie die vyand die skuld gee vir wat God mee besig is in jou lewe nie. Halleluja. Ek dank die Here dat hy by my in my lewe stil gestaan het en koring van kaf in my lewe geskei het wat Satan nie eens betrokke by was nie. He's busy preparing me. My voor te berei by die dorsvloer. Die Here leer vir ons Matteus 3:12 sê hy, sy kop is in sy hand en hy sal die dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. Die Here is besig in ons lewens soveel keer waar die koring van die kaf geskei word. Want ons is besig met nonsens baie keer. Nie julle in die pastorie, ek praat van die langsaan. Besig soms met nonsens. En die Here is besig ons by 'n dorsvloer te bring van Nagon. And he's busy preparing you. Hy's besig om jou in lyn te kry. Hy's besig om dinge in plek te sit vir jou. Want daar's ons, die Here het gesê tot hier toe nie verder nie. God was betrokke by Ussa se dood. God het dit gestop, net hier. Wow! Julle gaan nie verder nie. Psalm 1 vers 4, so is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Dis wat die Here sê. Hy sê, die goddelose mense, as jy die vers uit voorheen lees, sal jy die konteks skryf, is soos kaf. Die wind vaar dit weg, halleluja. Lukas 22:31, en die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir julle gebid, dat julle geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. So koring en kaf en skei, Job ook 23:10, want hy weet hoe my wandel is, as hy my toets, sal ek soos goud te voorskyn kom. Die Here sê vir jou buurman wat slaap, ek sien hom, sê vir hom asseblief, die Here is besig om jou te toets, word wakker. Ons gaan deur 'n dorsvloer tye in ons lewens, waar die koring van die kaf geskei word. Dis nie lekker nie, die oes word vertrap. Die oes word, die Engels sê die mooi sê, they beat it. Hulle slaan die oes. En ons gaan deur daai seisoene wat nie lekker is nie. Maar ek dank die Here, wanneer die oes opgegooi word, sal die Here wegvat wat nie in my lewe is nie. En dit wat oorbly, is dit wat kosbaar is en die skuur kan wees. Hierdie is belangrik. Die ark gaan na die huis van Obed-Edom toe. Die Getiet. Hy het niks daarmee te doen nie. Obed beteken the man who honors God. En Edom beteken that will make you blush. Die Getiet sê ek, laat die heerlikheid van God na my toe kom. The man who honors God. En ek weet, he made the king David blush. Obed-Edom, hier kom hy en hy staan hier so, die huis van Obed-Edom. Ek wonder as jy moet dink vir 'n oomblik, die Bybel sê dat die ark was vir 3 maande in die huis van Obed-Edom. En die Here het die huis van Obed-Edom geseën, want die heerlikheid van die Here was in sy huis te kry. Ek wonder vir 'n oomblik, ek skryf vanmôre vroeg, skryf ek hierdie neer. Onthou, hy het geen reg gehad tot hierdie ark nie. Ek wonder wat die bure sou dink. Verhoudings in daardie huis van Obed-Edom is herstel. Daar was blydskap in daardie gesin. Gesigte blink vanweë die heerlikheid van die Here. Die groentetuine, die wingerde is besig om oeste te lewer. Daar is baie wysheid in daardie huis. Hulle spandeer tyd met die Here. Daar is vooruitgang, daar is vrede, daar is bonatuurlike krag, daar is goedheid, daar is guns, daar is sukses, daar is finansiële vooruitgang, daar is beskerming, daar is seën. Al hierdie dinge gebeur vanweë die heerlikheid van die Here wat in die huis van Obed-Edom te vind is. Die seën van die Here is in hierdie ou se huis. Man, tot koning Dawid kom daarvan te hore. Hy sê, oh, wait. Die Here is besig om die huis van Obed-Edom te seën uit sy sokkies uit. Get this, kry hierdie.
Woo, God's word is so powerful. Jezebel het 70 kinders, kleinkinders en agterkleinkinders gehad. Jy kan gaan toets, daar's 72 in die Bybel van kinders. 70 kinders, kleinkinders en agterkleinkinders gehad. Die Bybel sê dat hulle almal se koppe was afgekap gewees met 'n inval. Almal doodgemaak. Generasies is verwoes met Jezebel. Jy lees van ander 70 kinders, kleinkinders, agterkleinkinders. Lees in die huis van Obed-Edom. En hulle was almal geseënd gewees, generasies verder. Hulle tot soveel, hulle is in die heerlikheid, hulle is gebruik en ingetrek gewees om deel te raak van die Lewiete. Because they had the glory of God in their house. Net vir 3 maande. En die heerlikheid van die Here is hier by hulle gewees. Ek wil vanmôre sê, 'n huishouding kan nie dieselfde wees as die heerlikheid van die Here by jou is nie. Eugene, kom help gou vir my. Justin, kom help gou vir my. Ek soek lang manne. Kom julle toe, man, is te lank genoeg. Ek wil hê, David kom iets agter. David kom iets agter. Hy kom agter. Wow. Ek kan nie die patroon volg van die Filistyne nie. Ek moet die patroon volg soos wat God dit uiteengesit het in die Bybel. Soos wat God dit bepaal het. En hulle het gaan hierdie op hulle skouers vervoer. Kom. Maar ek wil hê, draai julle twee om. Jy is daai kant, jy is die kant. Julle twee is daai kant toe. Sit hom op julle skouers. Sit hom op julle skouers. Nou nie ombreek nie. Ok, stap ek hierdie kant toe, kom gou 'n bietjie hierdie kant toe. Dat ek net daardie gaan wegkry. Dankie. Ok, nou loop julle elkeen vorentoe. 1, 2, 3, go. Ok. Kan die ark van God beweeg? Dankie, julle twee jong manne kan omdraai nou. Draai julle twee om nou. Die heerlikheid van die Here kan alleenlik vervoer word wanneer daar eenheid is. God soek eenheid in sy kerk. En hy kom iets agter. David kom iets agter. Hy sê die ark van die Here moet vervoer word. Maar die patroon is dit kan nie op 'n nuwe wa vervoer word nie. Dit moet op die skouers van die priesters vervoer word. They are the glory carriers. Hulle dra die heerlikheid van die Here nie op 'n wa nie. Kyk die weight wat nou op hulle rus. Hierdie manne rus. They carry the ark of the covenant. Hulle moes geweet het wat met Usa gebeur het. So they had respect and honoring vir die ark van die Here. Met julle linkerbene eerste. David sê, hulle het elke 6 tree, die Hebreëse woord is daarso, elke 6 tree, they gave big steps. So julle gaan tree gee, kom ons skuif gou 'n bietjie agtertoe, Jens. Skuif so 'n bietjie agtertoe, ons gaan tree gee vanmôre. Elke 6 tree. So dit begin met die linkervoet, dan gaan ons, kyk gou. David het voor die ark nou gaan dans op 'n ander manier. Dinge het nou verander. Hy het gaan kyk om te besef, luister, dit kan nie op 'n nuwe wa vervoer word nie. Dit moet op hulle skouers, deur die priesters se skouers vervoer word. Linkerbeen eerste. En hier het hy gegaan 6 steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 tree. Dan bring hy 'n offer voor die Here. Slag hy en he brings an offering to God every 6 steps. En nadat hulle offer gebring het vanaf die huis van Obed-Edom, gaan hulle weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, stop hulle. Ons bring 'n offer aan die Here. We offer unto God. En so het hulle gegaan totdat hulle die ark afgelaai het in Jerusalem waar dit gehoord het. Maar die heerlikheid, kan ek gou vanmôre sê, die ark van die Here is nie gemaak
Die ark is nie meer daar nie. Vandat Jesus opgevaar het hemel toe, het hy gesê, ek laat vir julle 'n ander trooster na. En hy sal nie net in julle bly nie, maar hy sal ook by julle wees. Wie dra nou die heerlikheid van die Here? Nie ek en jy, ons almal wat wedergebore kinders van God is veronderstel om die heerlikheid van God nie op 'n nuwe wa te dra nie, but I am the glory carrier of God in my life. I'm carrying it. Ja, gee die Here lofoffer. Sy plan verander. Hy raak nou persoonlik betrokke. Hy dra nou die gewig van daardie ark. Kan jy dink van wat deur die gedagtes van hierdie profete moes gaan? Ag, hierdie leviete, die priesters. While they carry the ark of the covenant. Waarby hulle geweet het en geleer het van. Dit was op hierdie ark waar die heerlikheid van God soos 'n rookpilaar in die dag op was en soos 'n vuurkolom in die nag. Het die Here gesê, ek wil hê dat ek wil in julle midde kom bly. En Dawid sê, ek soek die Here terug in my midde. Dit moet in my midde kom. Nou is ons die arkdraers, nie op ons skouers nie, maar hier in ons binneste. Kan ek gou vir my? Can you imagine, dis so dis Quintus. Maar ek wonder net wat, ons gaan 6 steps gee, linkervoet eerste. Ek wonder net wat deur daai leviete se harte moes gaan. Is julle reg, gents? Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag kom ons. And we bring a sacrifice of praise. Sondag kom and we say, thank you Lord. Zie waar ek 'n offer wil bring, maar die Here het my gedraai die hele week deur. Die Here se hand is op my. Ek het sien weer kans vir die dag van môre. I bring a sacrifice, ek bring 'n offer aan die Here. Ons kom nie net kerk toe nie. Ons kom bring 'n offer aan God. Halleluja. En hier stap hulle verder. Ek wonder wat hulle moes gegaan het. Die eerbied en die respek wat hulle moes beleef het terwyl hulle hierdie ark gedra het en besef het, I'm carrying the glory of God. Ek loop kan ek dit vanmôre sê? Ek dink jy ons besef altyd jy's 'n tempel van die Heilige Gees wat dit behels nie. Wat dit behels om 'n tempel van die Heilige Gees te wees. Ons besef nie wat ons dra nie. Ons besef nie wat ons dra nie, wat hier binne in ons is nie, wie hier binne in ons is nie. As ek besef het, imagine this, nou gaan ek jou weer leen. Wie is die prentjie? Ek stap by Checkers in, 1, 2, 3 boys, let's go. Ek is by Checkers in, en ek gaan half my melk en brood, kom ons stap hier af. Ek stap rond in, by die familie, stop net so hierso, by die braai. Ek is by die werk, ek sit agter my rekenaar. Ek het die heerlikheid van die Here by my. I am the glory carrier now. Want die Heilige Gees woon in my. Terwyl ek stap, kom ons stap boys. Ryk in die kar, P12. Stop gou. Wat het ek by my? Die heerlikheid van God is saam met my. David, terwyl hy in die hospitaal was, wie was saam met jou in die hospitaal? Sy Gees was daar. Ons dra die heerlikheid van die Here saam met ons, by ons, deel van ons, daily. En as ons dit besef, dankie manne, jy kan dra, jy 2. Terwyl ons dit dra, bring ons 'n offer aan die Here. Julle kan hom hier daar neersit, dankie. Sy tempo het verander. En sy posisie het verander. Hy het voor die ark uitgedans. Kan ek dit regstel teologies? Dawid was nie naak gewees nie. Hy het 'n skouerkleed gedra terwyl hy gedans het voor die ark van God. Hy was nie kaal gewees soos wat baie mense teologies probeer dit verduidelik het nie. Hy het 'n skouerkleed aangehad terwyl hy gedans het voor die ark van God. Kan ek vanmôre sê, Marisa, jy kan so lank vorentoe kom, mag die klavier, dankie meisie.
We are the carriers of God's glory. Jy en ek dra die heerlikheid. Die wêreld sien jou anderste as gevolg van hierdie. Kan jy imagine hoe hulle jou in die mall gaan uitkyk terwyl jy met so 'n ding rondloop in die mall? Maar eintlik, we are the carriers of God's glory. Weet jy, kan ek vanmôre sê, dan vra ek die Here om verskoning oor my optrede baie keer, while I was in the presence of His glory. Weet jy hoeveel keer wat ek nou vanmôre vir die Here om verskoning vra, want ek het die Heilige Gees by my nou. Ek loop hier by die ark rond, His presence is in me, with me. Die Parakletos, die wat by my is, langs aan my is. Die heerlikheid van die Here is by my. Deure sal oopgaan vir jou as gevolg van die heerlikheid van die Here wat op jou lewe is. Ons dra die heerlikheid en we're getting there. Ons gaan aan toe werk in die volgende paar weke. Maar wie soek die seun van die Here in sy huis? Wie wil 'n Obed-Edom huis hê? Wie wil hê dat die Here hom moet seën soos Obed-Edom geseën was? I want the glory of God, amen. Ek maak plek vir die Here. Just help vir my. Ek maak plek vir die Here. Kan ek sê, weet jy wanneer gaan die heerlikheid van die Here bietjie in jou huis wees? Wanneer hierdie in die plek van die TV kom. Ek wonder hoe sou ons optrede gewees het, sou ons steeds die series kyk op Netflix, terwyl ons weet, die ark van die Here is by my in die huis. Sou ek steeds opgetree soos ek optree? Ag, as een vloekwoordjie hier, een vloekwoordjie daar. Soms hy tomato, soms hy tomato. Maar die heerlikheid van die Here is in ons huis. Dis nie net by die kerk nie, maar is by ons by die huis. Ek soek graag die seën van die Here, soos in die huis van Obed-Edom, terwyl ek weet die Here woon in my huis. Is hier iemand saam met my? As jy voel vanmôre sê, Here, seën my huis soos die huis van Obed-Edom. Staan saam met my, as jy regtig so voel vanmôre. Here, seën my huis soos die huis van Obed-Edom. Wil jy nie saam met my bid vanmôre nie? U bid vanmôre? U bid vanmôre, u bid saam. Kom, sluit die oë saam met my en sê, Here, jy moet die besluit maak. Quintus kan dit nie vir jou maak vanmôre nie. Sê saam met my, Here, ek bid vanmôre, seën my huis soos die huis van Obed-Edom. Here, ek bid vanmôre en ek wil om verskoning vra. Kom aan, jy moet vir Here jammer sê. Jy moet vergifnis vra vanmôre. Soveel keer terwyl die ark van die Here, hoe was jou optrede terwyl jy geweet het die Here is met jou en saam met jou in die huis? Hoe was jou optrede? Here, vergewe ons vanmôre waar ons tekort skiet. Here, vergewe ons vanmôre, Here, waar ons foute begaan het. Here, vergewe ons vanmôre, Here, waar ons droog gemaak het, Here, en die heerlikheid van die Here het ontbreek in ons huise. Vanweë ons optrede. Here, ons het nuwe waas probeer. Ons het nuwe dinge probeer. Here, maar die patroon van die Here is dit. Dat ons is die tempel van die Heilige Gees. Ons dra die Gees van die Here in ons lewens. Here, rus op ons lewens. Is ons gebed vanmôre in die naam van Jesus. Ons dank die Here daarvoor. Seën ons huis. Ek wil hier my hande opsteek. Here, ek wil vanmôre die seën van die Here op elke huis afbid. Here, ek wil bid Deuteronomium 28 se seën op elkeen se huis. Geseënd sal jy wees in die stad, geseënd sal jy wees in die veld, geseënd sal wees jou eiendom, jou bakskottel, jou mandjie, jou geld, jou ingang, jou uitgang sal geseënd wees. Jou kinders, jou kleinkinders, jou agterkleinkinders sal geseënd wees vanweë die heerlikheid van die Here wat op jou lewe rus. Sy salwing, sy Gees rus op jou. Nie meer in Jerusalem nie, op jou. Nie meer in 'n tabernakel nie, op jou. Nie op die derde tempel wat hulle wil bou nie, maar op jou. Jy is die tempel van die Heilige Gees.
Here, maak ons bewus, Gees van God, maak ons bewus, Here, dat ons dra die heerlikheid van die Here in en deur ons lewens. Ons bid dit vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. Loof die Here, jy kan die sitplekke neem vanmôre net so vir 'n oomblik. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Volgende week begin ons met